Baie welkom by nog 'n episode van Lewe en Waarheid. Wat maar nou gaan dit? Lekker jy Ras? Nee, gaan goed, dankie. Aan die gang weer besig. Wat wees? Ja. Nee, dit stop nie, soos ons al voorheen gesê het. Besig nou aan die gang. Yes. Ja, Hoe was jou week sover? Ja, Ek het nou net begin. Yes, ek is so agter met tyd. Waar was ons nou, Dinsdag? Dis nou is Dinsdag, ja. Ja, ek was 'n bietjie weg gewees met my kinders gewees, 'n paar dagies Dalstroom toe. Dis lekker gewees. Ja, dis hoekom ons nou 'n episode gemis het of dan nie laasweek Vrydag nie, maar ja. Ja, lekker. Vra om verskoning daar, hè. Bietjie perdjie gaan jaag. Wat sê? Okay, so Eras, ja, ons gaan nou in 'n naweek, gety in. So 'n mooi tyd, dis eintlik maar baie hartseer, maar 'n lekker tyd van die jaar, hè. dis 'n lekker tyd van die jaar, maar is baie hartseer, maar Maar Marie, as jy nou gaan sit en dink, ja, dit hartseer soos jy sê, maar dis waar ons gelowiges bymekaar kom, is dit nie? Dis waar Ja. geloof sterk word en hoe mense besef wat jy aan glo en wie aan glo, nê? ja, dis die waarheid. Nou as almal maar net weet regtig waar Paasfees gaan, dat dit nie maar net nog 'n lang naweek en 'n vakansie is nie, maar ja. Ons as Christene wat weet en wat Paasfees celebrate en ek meen Jesus is gekruisig vir ons sondes en hy het weer opgestaan uit die dood. Ja. Dis ja, is maar hartseer emosionele tyd te goed, ja. Ja, maar dit is 'n goeie tyd om betrokke te wees en lewendig te wees, Ja, sodat jy jou geloof kan uitlê en uitleef. ja. Ja. Ja, so vanaand, ag weet jy, ek en Etienne 'n bietjie gesels. Ek dink ek was die naweek was ek by 'n diens, gesindiens gewees. Lewende Woorde ons Centurion. En dit is nou een van die geestelike leiers aan die kerk, oom Jori, wat 'n baie mooi boodskap gegee daar en dit het nogals by my vasgesteek en goede en hy het gepraat oor ritme. En hoe, ek meen, vandag se daan goed het en jy weet, ek meen en ek is self skuldig aan. Jy het jou Christene, het jou lukewarm Christene en ou is so geneig, weet jy wat, as dinge goed gaan, dan dwaal hom maar 'n bietjie weg van die Here af. Jy lees nie so gereeld Bybel soos wat jy moet nie, jy gaan nie so gereeld kerk toe nie. En dan die dag as dit nou weer sleg gaan of jy sukkel nou weer met finansies of gesondheid of siekte of Dan soek jy weer enigiets, hulp en dan is jy weer vinnig, dan is jy weer dan gryp jy weer 10 keer 'n dag na jou Bybel en gaan ek dink baie mense is skuldig daarin. Ek meen ek dink wel net en ek is skuldig aan, weet jy wat, ek meen jy die lewe is so gejaag, jy's so besig, jy dwaal weg, dit is nie, en dis nie 'n verskoning nie, maar baie keer, nog bietjie later leef, ek gaan nie eers ek gaan nou laat wees vir gym, of ou moet net daai moeite en daai tyd doen, weet jy wat, om net konstant 15 minute beteken niks nie. Konstant elke dag net. In plaas van om jou foon te kyk, TikToks te kyk en Vat jou foon maar lees in Kyk die ons Bybel. Of ja. maar wat jy weet, dis nou 'n grappie, maar ja, eventually ek meen, vat 15 minute en lees 'n paar Ja. skriftelike lese. Gaan kyk bietjie wat aangaan en verstaan die Bybel. Ek dink baie mense lees maar hulle verstaan. Ja. Ek dink dit Hulle verstaan nie, maar ja, dit is ja, maar dit is wat nou nice is van connect of selgruppies, klein gruppies en goed. Weet jy waar jy het soveel vroue en goed. Ek meen ek ook, ek lees die Bybel en ek het hom nou 1 of 2 keer deurgelees, maar daar's soveel goed wat ek nie verstaan nie. En ek dink as jy behoort aan 'n klein groepie of iets, ek meen dit is waar jy nou gaan en weet jy wat, highlight, my Bybel is vol, highlight merk en goede. Vat daai gedagte of vat daai versie, vat hom saam na jou klein groep of jou selgroep of en gaan deel dit en dryl advies en kry 'n bietjie kennis en gesels daaroor en vra ander mense se insienings en goed daaroor. Dis hy, want wat jy dalk sien en wat ander mense sien is dalk bietjie anderste. Ek meen ons almal lees dieselfde, maar wat jy daaroor dink en wat iemand anders daaroor dink is dalk totaal en heeltemal anderste. So gaan kyk wat ander mense sien en sê en vat dit in en maak jy eie gevolgtrekkings ook, maar gaan praat met mense wat ken jy jouself as jy nou regtig waar gaan lees en gaan kyk
jy sal dis iets anders. Jy sal jou oogie sal oopgaan as jy nou regtig gaan kyk en As jy bietjie moeite doen. ja. Maar ja, kom gou op en nou wat hulle nou gesels het en goed nou Sondag wat nou vir my diep. Ja, asseblief, laat Dit was die hele ding was ritme. En waar dit begin, ons 5 woorde wat jy weet wat ek nou in vashou en goed wat vir my nou baie betekenisvol het en wat jy nou moet wat jy nou vir jouself kan sê elke dag as jy nou bid of as jy nou nader in die Here wil begin beweeg en goed is die eerste woord is begin. Jy moet iewers begin. Ergens begin. Jy moet begin. Jy moet 'n keuse maak en sê hoor, right, ek gaan nou van vandag af gaan ek nou 5 of 10 minute opstaan. Ek gaan nou Bybel lees in die oggend of in die aand. So die eerste woord daar wat hy gesê het is begin. Jy moet iewers begin. Ja, nee, dit is belangrik. Jy moet begin. Dit is baie belangrik. Dan die tweede woord wat opgekom het is praat. Praat. Jy moet begin praat met die Here. Etienne, of jy nou in jou bed lê in die aand of in die oggend as jy wakker word. Ek meen almal van ons. Ek stel nie meer weg. Ek stel hom maar net vir safety, maar as ek moet opwees 4:30 in die oggend, vanoggend het ek gesê ek gaan 4:00 gym toe. 4:30 toe ek wakker. My wekker was gestel vir 4:30 voordat toe ek wakker. Ja, dit gebeur. Jy's so ingestel en goed is so. Maar praat. Waar ook al is of jy in jou kar is, op pad skool toe, werk toe. Jy moet nie. Praat met die Here. Waar ook al jy gaan, praat. Of jy in jou bed lê, praat. Hy luister. Praat net. Ja. Dan die derde woord was geloof. Sterk van jou. Wat jy kon nie geloof. Jy moet glo. Jy moet wat sê ander woord vir dan? Vertrou of glo. Glo en vertrou. Vertrou, ja. Vertrou in die Here en sy besluite op jou lewenspad vorentoe. Ja. Byvoorbeeld. Wat ook al met jou gebeur, daar's 'n rede vir. 5. Sit net al jou geloof in jou en sit net alles in die Here. Jou pad is klaar uitgelê. Jou pad is So uitgelê. vertrou wat die pad is. En ja, ons almal gaan deur Dit is nie altyd, maar hy gaan nie vir jou iets gee wat jy nie kan hanteer. wat jy nie kan hanteer nie. Daai is so waar. En ons almal het en ek kan getuig oor en oor van my lewe en dinge wat gebeur. En nog altyd het die Here ingekom en Ja, daar was 'n uitweg. Daar was maak nie saak hoe sleg het gelyk het nie. Daar was altyd het iets deurgekom. Ja, en dit maar- kan net van die Here se hand, die Here se genade. Maar jy moet praat met hom soos jy gesê het, Monay. Ons moet elke dag praat. Die uitweg is daar. Ek weet partykeer mense, ons wil dit nou hê. Ons wil dit nou sien. Ons wil alles nou hê. Dit gebeur nie altyd so nie. Dit vat 'n tydjie. Jou pad is wanneer jy reg is, gaan jou pad uitgelê wees en dis daar. Glo en vertrou en geloof. My ma, dit is nou maar is iets wat jy nie kan sien nie, maar jy moet glo. En dan die volgende ene was die volgende woord was ken. Ken die Here in alles wat jy doen. Elke besluit wat jy, elke gedagte in jou kop, ek weet nie ek en jy nou vanaand gesit. Ons het nou weer baie idees en baie gedagtes en baie dinge geruil en dingetjies wat ons wil doen vorentoe, die pad vorentoe, wat ons gaan doen, hoe ons dit gaan bereik. Ek meen ek en jy gesels, maar ons kan dit op ons eie doen nie. Ken die Here in alles. Elke gedagte, elke besluit wat jy wil neem, wat jy gaan neem, wat ook al. Ken die Here in alles. Ken jouself ook. Vertrou in jouself ook. Vertrou in Daai is baie belangrik, maar Ken jouself. ken jouself, vertrou maar baie belangrik. Ken hom. Ken Ja. die Here in alles wat jy doen. Vanselfsprekend. Ken hom in alles. En dan die laaste een is dankie. Of jy nou ontvang het wat jy voor bid of vra of gesels of glo of vertrou, sê dankie. Sê so lank dankie. Ek meen dit is in die Bybel ook. Ek meen daar's baie plekke waar dit staan. Dankie dat dit goed gaan. Sê dankie vir wat jy kan jy nog nie sien nie. Sê dankie dat hy dit klaar vir jou gegee het. As jy bid vir finansies, sê dankie. Glo en vertrou en sê dankie vir die geldjies wat ek nodig het om my kind se skoolgeld te betaal of dankie vir die geldjies wat u vir my gaan gee om kos op die tafel te hê. Dankie vir die minste. En ja, jy weet, mense moet altyd dankbaar wees, maak nie saak of jy baie het of jy min het nie. Doen jou beste. God, do your best, God will do Ja, the rest. dit is jy moet net aanhou vertrou dat jou pad is uitgelê. Hy gaan jou help. Hy gaan jou niets gee wat jy nie kan hanteer nie, soos ons sê het.
Maar kyk vorentoe, glo, bid. Jou tyd gaan kom. Gaan kom. Ek weet soos ek sê, dit is nou. Party mense is nou, anders is later. Maar ja, weer eens vrede om nog nou terug te gaan op na die vierde woord toe ken hier en alles. Dit help nie jy dobbel en jy misbruik drank en jy kyk pornografie en jy's 'n gambler en jy's 'n die en jy Sondag elke dag. Jy ken onthou jou pad is uitgelê, maar weet jy wat, daar's keuses ook in die lewe. Jy moet keuses maak. Daar's keuses wat jy moet neem. Ja, dis die ding. Jy kan nie daai slegte pad, dis 'n keuse op die einde van die dag as jy dalk 'n verslaafde of as enigeen van hierdie goede is. Dis 'n keuse wat jy moet maak of jy dit regte besluit of 'n verkeerde besluit. En as jy regtig waar 'n Christen is, weet jy wat is reg en wat is verkeerd. jy weet en dit is weer eens ken en as jy dalk betrokke is met enige een van hierdie goede, weet jy wat? Bely jou sondes en vra vergifnis en draai na die Here toe want die Here gaan jou nie kan help as jy net aanhou Sondag elke dag. Ek meen, jy kan nie die Bybel sê moenie volhard in jou sonde nie. Weet jy wat? Die Here vergewe jou oor en oor. Maar wat ek glo, jy kan nie volhard in jou sonde. Elke dag dieselfde sonde doen en jy sondig die hele dag en die aand kom jy by die huis en nou vra jy vergifnis en moet die Here jou weer vergewe nie. Moenie volhard. Jy moet 'n punt daarvan maak om beter te wees. Jy moet. Dis waaroor. So ja, ek glo ons pad is uitgelê en goed. En weet wat, die Here het vir niemand 'n slegte pad beplan of voorgelê nie, maar dit is wel vrye wil en keuses op. Die Here gaan vir jou die Heilige Gees gaan vir jou daai gedagtes en daai goed in jou kop sit, weet jy wat jy nou moet luister. Daai stemmetjie wat vir jou sê moenie dit doen nie of los dit of moenie. Luister vir daai stem. Die Here stuur daai Gees vir jou, die Heilige Gees om dit vir jou te sê. En as jy gaan aanhou volhard in jou sondes nie, moenie jy nie verwag dinge gaan goed gaan. Ja. En dinge gaan beter raak sonder dat jy enige moeite of enigiets insit. Verstaan jy? Dit help nie net ek vat net 'n voorbeeld. Jy drink jouself elke dag baluka, jy vat dwelms. Jy sit die hele dag in die casino. Jy weet dis verkeerd. Hy stemmetjie sê vir jou, dan kom jy nie aan en sê gou skiet gebedjie. Ag Here, vergewe my asseblief. Môre dan doen jy weer dieselfde. Ja. Hoeveel keer ek weet nie Etienne, dis een van die episodes wat 'n bietjie dieper kan ingaan. Hoeveel keer gaan nie die Here jou vergewe en Wel, as Christen dink ek gaan jou vergewe, maar jy moet ook 'n punt daarvan maak. Jy gaan met 'n punt daarvan maak om te bekeer en op die regte pad te kom. Maar ek dink ons want jy weet nie wat môre kan gebeur nie. Dit is die ding. So jy kan nou sit. As jy nou in die casino as jy nou drank in die casino sit en nou is dit jou tyd. Jy weet jy op pad huis toe gaan iets gebeur of en nou het jy nog nie kans gehad om vanaand te sê vergewe my nie. Ja. So ja, weet jy wat, Etienne, ons gesels so lekker. Ek meen dit is waar lewe waaruit gaan. Ons gaan bietjie diep in. Dis my nou gesprek en goed. Dis hoe ek dit sien en dis hoe jy dit sien en ek meen dit is nou iets regtig julle en ek dink ons moet hierdie gesprek moet ons nou 'n bietjie verder vat. Kom ons kry 'n bietjie pastore locals van Overton. Kom ons gesels bietjie met hulle. Kom ons kry 'n bietjie 1 of 2 en 'n bietjie dieper kan gaan. Ja, ons kan dit doen, maar ons kan mense betrek en bietjie meer gesels en diepte in goedjies wat ons bietjie meer van die kan sê. Ja, beslis, ons kan so iets doen. Ek meen dis 'n wye gesprek. Want ek wil ook weet en daar's soveel goed wat mense soos ek gesê het, wat byvoorbeeld net lees en nie eintlik verstaan nie. Hulle verstaan nie, ja. Ek self, jy seker ook. Daar's baie goedjies wat regtig waar agteraf is waar mens kan hoor bespreek. Daar's soveel goed. Maar ja, wat dit lekker maak. En net 'n ander ding, sorry man. Ek meen ek dink daar's min ouens wat soos ek en jy kan sit en gesels en praat oor Christendom. Dis vir my amazing om so 'n vriend te hê. Come on. Want jy kan dit nie met enigiemand deel nie. Nee. Dit is ek verkeerd, Paul. Het jy my wat ek is dankbaar gaan op my knie en ek sê dankie vir 'n vriend soos jy met wie ek hierdie goed kan deel en ek meen hoeveel keer buite in die kamer nou, hoeveel keer het ek en jou hier gesit. Dan vra ek iets en sê ek het nou hierdie gelees of gesien. Hoe verstaan jy dit? Ja. Hoe en dan praat ons met mekaar. Dit kom weer eens op man wees dalk byvoorbeeld. Ja, ek weet nie of hulle skaam kry nie, ek weet nie of hulle bang is hulle is verkeerd nie. Daar's nie verkeerd nie. Vind uit wat is reg vir jou en kyk hoe jy dit sien. Maar ek meen, dis wat ons sê nou. Ek meen,
ek glo nie daar's baie mense wat soos ek en jy kan sit ek sal. Nee, Etienne, dit is vir my een van my grootste blessings in my lewe, is om 'n vriend soos jy te hê met wie ek hierdie goede kan deel. Ek meen ons kan so kuier, ons doen soveel dinge saam, ons deel alles, ons maak saam kos, ons altyd lief vir kos, maar hierdie is my my jou pad uit, ek gaan op my pad hierdie is my awesome dat ons ook die diep goede kan gesels. Ek stem saam, dit is vir my ook lekker. Ek geniet dit. Yes, en ek wens vir elke persoon daar buite, elke enkel man of enkel vrou daar buite om 'n so vriend te hê met wie jy kan gesels en oopmaak en ja, dit is ook belangrik. Dis amazing. Dit is jy moet kan oopmaak. Dis amazing. So ja, nee, Etienne. Maar ja, ek dink by 'n 5de punt gewees, maar ja, ek is ook klaar met die 5de. Die 5de was dankie. Die 4de was luister nie eintlik. Die 4de was ken hier en alles en die 5de was sê dankie. Ek meen dit is dankie ja. Dit staan, ek meen dis in die Bybel. Sê so lank dankie vir dit. Sê dankie vir jou finansies. Dankie vir jou finansies. Met my gesondheid. Dankie dat ek kan slaap met my gesondheid. Dankie vir jou kinders. Dankie vir jou kinders se gesondheid. Dankie vir jou ouers. Dankie vir dak oor jou kop. Dankie vir jy nog kan petrol in jou kar. Ek weet nie hoe lank nie, maar ja. Dit ook ja. Dan kan jy sê 5 minute terug nou 'n risie gehad het met jou ma of jou pa of jou wie ook al dit mag wees. Ek meen vra om verskoning, moenie met daai harde hart gaan slaap nie. Ek weet ons almal sê dit altyd, maar dis nie moeite werd nie. Dit is nie moeite werd nie. Weet jy wat daai van vergewe en vergeet, mens vergeet nie altyd so maklik nie, maar weet wat jy moet vergewe. Ek meen jy was 'n moeilike tyd hier nou. Jy het my eers 'n moeilike tyd gehad, ek het jou gehelp en jy was kwaad. Jy het gesê never my life, ek sal nie vergewe nie. Maar weet jy wat, waar is jy vandag? Ja, mens. Jy het vergewe en jy het mooi verhoudings nou en dit help nie om daai ek meen ek is ook deur 'n tyd in my lewe maak jouself siek. Jy maak jouself siek. Maak jouself siek. Om mense om kwaad te bly vir mense. Weet wat daai moeite werd nie. Dit is nie moeite werd nie. Glad nie. Vergeet en vergewe en gaan aan met die lewe. Ja. Môre is 'n nuwe dag. Môre is 'n nuwe begin. Môre is 'n nuwe tyd om dankie te sê, om te ken. Ken nie, daai is vir my een van die mooiste punte in daai 5 woorde, né. Dis ken die Here in alles. Alles wat jy doen. Ken hom in alles. Ken jouself. Groei, ken jouself. So ja, dis amazing, maar dit is ons almal weet nou waar Paas naweek gaan en goeie en ja. Kom ons geniet dit, kom ons celebrate, die wat kan kerk toe gaan Vrydag. Ek gaan Vrydagoggend het ons weer by Lewende Woord. Het ons 'n sonopkomsdiens 6:00 die oggend daar in die veld. Dit is nogals amazing. Dit is nou my 2 of my 3de keer wat ek so toe sou gaan. Maar dit is baie mooi, baie amazing. So ja, as jy kan, kom in die kerk uit en gaan gebruik nogmaal en geniet die naweek saam met geliefdes en vriende. Gaan verstaan waaroor dit gaan. Ja, weet waar dit gaan. Dis nie net 'n partytjie vir ding nie, maar dit is actually 'n baie mooi naweek en geniet dit in matigheid en geniet dit saam met vriende. Waardeer mekaar. Wees veilig. Waardeer mekaar, waardeer jou familie en jou vriende, waardeer mekaar. Sê vir julle, jy is lief vir hulle en tyd is min, soos jy sê, ons weet nie wanneer as jou so terwyl jy nog kan sê vir jou familie en jou vriende, jy is lief vir hulle en koste die tyd saam met hulle. Geniet dit en ek hoop hierdie woorde gaan slaan huis toe. Gaan huis toe binne of almal wie kyk en dit is tog waar ons hier sit en gesels om tog mense 'n bietjie te inspireer en te help tipe ding, né, môre? Dit 2 keer te laat dink. Dit het vir my baie beteken. So ja, die 5 woorde net weer begin praat, glo en vertrou. Dis maar een. Ken, baie belangrik en dankie, net so belangrik. Maar as jy moet begin en jy het nog nie begin nie, begin nou. Vanaand is jy aan. Môreoggend is jy oggend. Begin. Maar ja, Etienne, is daar nog ietsie wat jy wil sê my mooitjie? Nee, ek dink ons het dit gedek vir vanaand. Ek dink ons is reg. Ons wil almal sê ja. So ek sê wees veilig en geniet naweek en begin. Die wat kyk en volg en goede, ons waardeer dit baie. As julle enige ietsie wil sê of insig of iets wat ons moet gesels of dieper ingaan, kom net daar.
begin. Ja, dit kan wel. En wat ook al, ons is hier. Ons is maar net gewone mense soos julle, ons is niks fancy nie, maar Ja. ons kan 'n bietjie dieper delf en soos ons gesê het, ons is hier. Ons geniet hierdie baie, want dit beteken vir ons iets en ons glo, dit raak dalk, as dit net een persoon is al buite aan, dan beteken dit vir my nou baie. Ja. Dan voel dit ons het ons deel gedoen en ons doen hierdie met liefde en dit is vir ons lekker om een keer 'n week by mekaar te kom en Dit beteken vir ons ook baie, kom ons is eerlik. dit beteken baie en dit is vir my lekker, weet jy wat, dit is lekker om oop te maak en dis net amazing. Next time saam hoor. Maar ja, julle, wees veilig en geniet dit en koester die tyd met die geliefdes en dan ja, gaan net gou ons afsluit met 'n gebedjie. Ja. Liewe Here, ons sê dankie Here, dankie vir 'n tyd saam met vriende, saam met familie. Here, ons vra dat U met ons sal wees deur hierdie naweek sodat ons kan besef waaroor dit gaan. Dankie dat U die enigste seun vir ons gestuur het, Here, te sterf vir ons sondes, sodat ons weet wie en wat ons is en waar ons glo, Here. Ons vra asseblief dat ons veilig sal wees deur hierdie naweek en elke oomblik sal koester saam met al hulle geliefdes. Here, ons sê dankie vir al die Here en ons seën ons almal ryklik, Here, in U naam alleen. Amen. Amen. Dankie Morai. Dankie Ras, geniet jou dankie. naweek en veilig Julle ook. wees. Jy ook. Geniet dit waar ook al julle gaan, wees veilig. Cheers julle, enjoy. Bye bye. Amen. Lief vir julle.